Die son is ons naaste ster. Sy massa bevat 99,86% van ons totale sonnestelsel se massa en dit sluit al die planete in. Dit het 'n oppervlaktetemperatuur van ongeveer 6000 grade Celsius. By sy kern meer as 15 miljoen grade Celsius. Dit verbrand 620 ton waterstof elke sekonde. Die vlammende plasmaster stuur sy strale uit oor die sonnestelsel in die volle elektromagnetiese spektrum, van ultralang radiogolwe deur sigbare lig na ultraviolet, X-strale en die kort gamma-strale. Maar wat wetenskaplikes die meeste interesseer, is die enorme storms wat op die oppervlak van die son woed. Storms wat die reusagtige uitbarstings van kosmiese en magnetiese golwe die ruimte inskiet. En al wat tussen ons en die ruimtestorms staan, is die aarde se magneetveld. As die sonuitbarstings deur die magnetiese skild dring, het ons groot probleme in die toekoms. Kobus Olkers en sy spanne by die Suid-Afrikaanse Nasionale Ruimteagentskap by Hermanus is, as 'n mens dit so kan stel, die wagte op die mure. Die lesings en instrumentasie wat hier gebruik word, is van die mees sensitiewe op aarde. Die geboue waarin die meetinstrumente gehuisves word, is van alle magnetiese invloede van buite afgeskerm. Hierdie gebou bepaal is die absolute standaard van die Maarse magneetveld in Suidelike Afrika. Slegs hout en nie magnetiese aluminium is gebruik vir die dak en die konstruksie van die gebou. Die pilare waarop die instrumente staan is losstaande van die gebou. Dis 'n paar meter diep in die rots geanker, sodat geen vibrasie van byvoorbeeld windstorms die instrumentlesings kan beïnvloed nie. Hermanus is deel van 'n wêreldwye netwerk wat die invloed van sonuitbarstings op die aarde se magneetveld meet en bestudeer. Die son roteer en enige punt wat op die ewenaar van die son is, neem omtrent 25 dae om te roteer, maar 'n punt by die pole van die son neem omtrent tussen 33 en 36 dae om te roteer. Die effek is nou dat die son homself opwen, net soos wat jy 'n rekkie vat en jy druk 'n pen deur hom en jy wen hom op. En hoe verder jy hom opwen, meer stres veroorsaak jy binne in hierdie ding. En soos wat jy stres veroorsaak binne in hom, kan jy sien hoe hierdie areas spanning opbou en hy bly spanning opbou en uiteindelik het hy soveel spanning dat hy bars. En die oomblik as hy bars, dan skiet hy 'n massiewe klomp energie in die rigting van die aarde. En hierdie energie kom in op X-strale en elektromagnetiese strale. Hier is dieselfde uitbarsting en as jy die aarde langs hom neersit, dan is dit die grootte van die aarde. Dis hierdie verskil in die wentelspoed tussen die son se magneetveld by die ewenaar en die pole wat 'n siklus van gemiddeld 11 jaar vorm. Maar die intensiteit van die siklusse is nie almal dieselfde nie. Dis asof die son partykeer wakker word en 'n onstuimige stormsiklus ingaan, soos dit nou weer die geval is. In die son weervoorspellers se teleskope kom die uitbarstings voor as sonvlekke. Reusagtige vlamkolke wat die aarde sou verdwerg. Deur die sonvlekke te bestudeer, kan ruimtewetenskaplikes voorspel wanneer so 'n sonstorm ons sou tref. Die kosmiese sonwind kom soos 'n tsunami deur die ruimte gestorm en spoel onsigbaar oor die aarde. En dit kan rampspoedige gevolge hê. Hierdie sonwind is natuurlik 'n ongelooflike vinnige wind. Mense besef nie dat daar in die ruimte 'n wind is nie. Maar op 'n stil dag beweeg die sonwind teen omtrent 300 km per sekonde. Op 'n rowwe dag kan hy so hoog as 2000 km per sekonde beweeg. Saam met hierdie uitbarsting kry jy effekte soos X-straal uitbarstings. Hierdie X-strale kan ons beïnvloed op die aarde op allerlei verskillende maniere. As jy op die strand lê, dan kom die ekstra ultraviolet. Jy lê op die strand, jy lê vir 10 minute en jy kry miskien genoeg sonbrand vir 5 ure in daai 10 minute. Byvoorbeeld een wat vroeër die jaar gebeur het en hy het X-strale uitgestuur wat sterk genoeg was om werklik X-strale van jou te neem. Wanneer hulle afbreek, dan bring hulle nou al die massa wat hulle nou uit die son uitgetrek het, bring hulle saam met hulle. En hy werk werklik 'n massiewe klomp massa van die son af. Hierdie goed kan so groot wees as 50 maal die aarde se deursnit.
Die massa van hulle kan so hoog wees as 50 tot 60 maal Tafelberg se massa. Hier kan ons sien hoe 'n hele berg op die son is ongeveer 500 000 kilometer. Die hele berg is losgelaat van die son af. Dit is 'n massiewe ding wat teen 1 miljoen grade op ons afkom en hy het boonop 'n magneetveld wat hy saam met hom dra. Die son se eie draaikrag gee 'n spin aan die magnetiese sonkolke wat dan soos 'n orkaan oor die aarde tol. As die kolk se magnetiese as in lyn is met die aarde se magnetiese pole, dan sal dit ons magneetveld versterk. Maar as dit teenoorgesteld met die aarde se magneetas is, kan dit die aarde se magnetiese skild in so 'n mate verswak dat die skadelike X en ander kosmiese strale kan deurbreek. En dit kan rampspoedig wees vir lewe op aarde. In laboratoriumtoetse het navorsers plante met sterk ultravioletstrale bestraal, soortgelyk aan die UV-strale wat jy in die ruimte kry. Die navorsing het gewys dat die ontkieming van sade drasties afneem, tot by 'n punt waar die sade selfs steriel kan raak. Die groei van plante is ook vertraag, soos die UV-strale die plantselle se DNS afbreek. Die effek is soortgelyk aan wat swart ryp aan 'n plant doen, waar die plantselle fisies van binne af vries en bars. Dit is dus moontlik dat 'n mega-uitstraling oeste kan vernietig en wêreldwyd hongersnood veroorsaak. Trekvoëls hou rigting deur die ingeboude kompas in hulle breine met die aarde se magneetveld te sinkroniseer. As die magneetveld verswak of verdwyn, verloor hulle koers en sal hulle nie die lang afstande kan oorleef nie. Op die strand is velkanker jou voorland. Ons kommunikasiesatelliete is die lewensaar van die internet se globale kommunikasie en is ook noodsaaklik vir navigasie. In die kosmiese sonstorm is daar 'n stortvloed elektriese partikels wat soos 'n haalby op die satelliete toesak. Hierdie partikels kom teen omtrent die spoed van lig by die satelliet uit. Hulle werk hulle self letterlik binne in hierdie plastiek van die kabels in. Uiteindelik het jy weerlig binne in die satelliet en jy sê tot ziens vir 'n satelliet van $500 miljoen. 'n Paar keer al. Ons het ons die Halloween-storm gehad in 2003 en in daardie geval is die nie amptelike telling van satelliete wat verloor is in die omgewing van 46. As hier nou 'n skok sou kom van die son se kant af, dan beweeg hy nou hierdie magneetveld van die aarde. 'n Magneetveld wat deur enige elektries geleidende metaal spoel, veroorsaak elektriese strome in die geleier. Dit is die son se magneetveld soos dit oor die aarde pols. Die wisselende magneetveld veroorsaak hoë elektriese ladings in die hoogspanningsdrade van ons kragnetwerk. Die hoogspanningsimpulse is sterk genoeg om kragstasietransformators uit te brand. Eskom se landwyse kragonderbrekings in 2009 was gedeeltelik die gevolg van 6 kragstasietransformators wat deur massiewe magnetiese sonstorms kortgesluit en uitgebrand is. In 1989 tref 'n sonstorm die noordooste van Amerika en Kanada. Die magnetiese impulslading op die kragdrade oorlaai die stelsel en die transformators brand uit. 6 miljoen mense sit sonder krag. As jy vir jouself mooi gaan dink, daar's net 'n paar vervaardigers van kragtransformators in die wêreld. Een so 'n transformator vat omtrent 6 maande om te bou. Wat gaan gebeur as die helfte van die aardbol se kragtransformators skielik moet uitgaan as ons 'n soortgelyke storm aan die superstorm van 1859 gehad het, die sogenaamde Carrington event. Die Carrington sonstorm was die ergste sonstorm waarvan ons weet. Daar was nog geen elektrisiteitsnetwerk nie, maar die magnetiese sonimpuls was sterk genoeg om telegraafkabels te smelt en selfs 'n paar operateurs dood te skok. Wat sal gebeur as so 'n Carrington sonstorm ons vandag sou tref? Ons gaan vir 20 jaar sonder krag sit.